Ek sê baie dankie vir die diens en die voorstanders vir hulle bydrae tot die diens toe. Dit is altyd lekker om te sing vir die Here en as in elke lied wat ons sing, is daar 'n boodskap vir ons. Ek wil hê Pieter moet net gou vir my ietsie doen. Ek het vanoggend toe hier ingekom het toe word ek reg wakker met 'n lied. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van my God. En toe sy klinkend die inkom, toe gebeur die volgende. Baie dankie Pieter, dit was vir my het dit baie beteken vanoggend toe ek kan sien dat die kleinkind hardloop en die oupa vang hom. En dit is hoe die Here ons vang. Dit is hoe die Here ons ook wil verwelkom vanoggend in sy huis. En wanneer ek sing en dit wat ek deel, moenie na my kyk nie, maar luister wat God vir ons wil sê vanoggend. Ek wil begin met die vraag: waar staan jou verhouding met die Here? Met hoeveel vertrou jy hom? Ek wil weer verwys na die kleinkind. Die kleinkind het gehardloop en die kleinkind het vertrou dat sy oupa hom gaan vang. Dit is die vertroue wat die kleinkind het in sy oupa. My vraag is, watter vertroue het u in die Here? Tot in watter mate vertrou u die Here? Wanneer daar iets in jou lewe gebeur wat jou so 'n bietjie van koers afgooi, hoe hanteer jy dit? Wanneer die situasie waarin jy jouself bevind anders as normaal is, buite jou gemaksone. Byvoorbeeld die afsterwe van 'n lewensmaat. Byvoorbeeld finansies. Jy weet, dinge raak vandag se dae so duur, dit is eintlik moeilik om kop bo water te hou. As ek en Shelien gaan inkopies doen en ons kyk na daai tilslip, dan sê ons baie vir mekaar, hoe hou die ou mensies wat SASSA kry? Hoe hou daardie mense dit uit? Wat eet hulle vanaand? En dan vat ons nog aan 'n ding en ons gooi maar sommer daar neer, nee, ons wil nie dit nie, ons is nog kieskeurig ook wat ons vat. Maar dit is waarin ons onsself beleef vandag. Of jou voertuig raak ontklaar, wat doen jy dan? Ons as kinders van die Here is nie veronderstel om in sak en as te gaan sit nie. Ons kinders van die Here is veronderstel om dan na die Here toe te buig, na die Here toe te draai, nie net in tye van nood nie, in tye wanneer dinge goed gaan ook, dan loop ons harte oor van dankbaarheid. Maar daar kom tye wat dinge so gaan. Dit help nie ons wanneer dinge moeilik raak, finansiëel, dan vat ons daai laaste paar sente en ons gaan na die Spar toe of waar ook al en ons gaan koop 'n lottokaartjie met die hoop om die lotto te wen. Terloops, ek sal hom nooit wen nie want ek speel hom nie. Soos die vissermanne daar by ons wat die ouens staan en visvang, dan sê ek altyd vir hulle, jy het 'n beter kans as visvang as ek, want my lyne is nie in die water nie, maar joune is. Maar dit is hoe dit gaan in ons samelewing. Baie mense, hulle raak die pad net duister. Kyk maar na ons situasies in ons land. Psalm 102 begin met die gebed van die hulpelose. Wanneer dit met hom sleg gaan.
En ek wil net vir u verwys na vers 27. Die hemel en die aarde vergaan, luister mooi. Die hemel en die aarde vergaan. Maar die woord sê, God bly vir ewig. U sal bly. En die woordjie sal is 'n belofte. Daar's hoeveel, ek weet nie, oor die 1000, seker naby 2000 keer wat die woordjie sal gebruik word. Waar die Here vir ons dinge beloof, waar die woord, ons is Christene, ons is kerkgangers, ons lees die Bybel, ons verstaan die Bybel, ons glo in die Bybel, dan moet ons beginne doen wat ook in die Bybel sê. En ons moet beginne glo, want 'n Christen se verhouding begin met geloof. Hy kan nie iets doen as hy nie glo daaraan om dit te doen nie. Ja, soos ek sê, ons verhouding is in die Here. Dieselfde Here is daar wanneer dit goed gaan. Ekskuus. Dieselfde Here wanneer dit sleg gaan met jou, is daar wanneer dit goed gaan. The God on the mountain. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we up on that mountain. Talk comes so easy when life's at its best. It's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
ja, dieselfde Here in die dag, is presies dieselfde Here, wanneer dit nag is in die lewe. Ek wil graag die aandag vestig op Psalm 94. Jy weet, Vrydag was mos nou wêreldbiddag vir vroue. En Shalien stuur vir my 'n kaartjie aan, of wat hulle op hulle statusse sit, né? Ons kan mos almal alles sien wat deesdae aangaan in ander mense se lewens. Ons kyk net na die statusse op WhatsApp, dan weet jy presies wat aangaan. Maar so lees ek die Psalm, ek hou daarvan as ek 'n ding sien, dan gaan slaan ek so na, en dan lees ek die gedeelte vooraf ook en na dit. Maar so lees ek die verkeerde Psalm, waarin die teksvers voorkom. Nou, ons almal weet deesdae wat aangaan in ons land. Ek wil nie politiek praat nie. Maar ek dink amper ek is jonger as meeste van julle wat hier sit. En ek is bekommerd oor dit wat aangaan. Maar toe kom die Here en hy laat my hierdie gedeelte lees. In Psalm 94, en ek sal staan op hierdie belofte van die Here. Dit gee vir my gemoedsrus. Weet, soos die Engelsman sê, don't panic. God is in control. Moenie bekommerd wees nie. God is in beheer. Hy het nog nooit verander nie. Hy sal nie verander nie. Hy sal hom nie laat voorsê nie. God is God. En hy is die enigste God. Hy laat hom nie voorsê nie. Hy spreek en dinge gebeur. Psalm 94 is in 4 dele verdeel. Verse 1 tot 7 is die belydenis oor God se regterskap as appel dat hy moet optree. Vers 8 tot 11 is die appel op die onverstandiges en die dwaase. Vers 12 tot 15 bemoedig van die wat op God se woord vertrou. In vers 16 tot 23 dat God teen korrupte regters in hakkies, mense, sal optree. Dit is sy belofte. Ek lees die 53-83 vertaling. God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaard hulle dade. Ek moet ook by sê, baie van jou psalms begin met 'n psalm van Dawid of die musiekleier. Hierdie psalm sê niks nie. Ek weet nie wie die psalm geskryf het nie. Maar as ek dink aan wat hierin staan, wil ek amper sê, daai ou het nes ek gevoel, toe hy hierdie psalm neergepen het. Hoe lank sal die goddelose, o Heer, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid, verhef hulle. O Here, hulle verbrysel U volk, en hulle verdruk U erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood, en vermoor die wese, en sê, die Here sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. Let op, o verstandiges onder die volk,
en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie? Sou hy wat die nasie stigtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer? Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, en hier kom daai bemoediging gedeelte, vers 12 tot 15. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose begrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. As ek dink, moet ek wandel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting my siel. Het die regterstoel wat onheil stig, met u gemeenskap, wat moeite versin teen die insettings in? Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en my God, die rots van my toevlug. En hy laat hulle onregverdigheid op hulle terugkeer, en verdelg hulle in hulle boosheid. Die Here, onse God, verdelg hulle. Mag hierdie boodskap, as jy enige bekommernisse het oor die toekoms, mag jy dink aan Psalm 94. Ons moet ons geloof in ons verhouding tot God en in hom versterk. Maar hoe doen ons dit? Deur geloof en gebed, en om ons onderlinge byeenkomste na te kom, nie te versuim nie. Ons kry daardie teksversie, kry ons in Hebreërs 10 vers 25. En glo vir my, hoe meer jy betrokke is, hoe meer sal jy groei. Hy word meer en ek word minder. Nader tot hom en hy sal tot jou nader. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom, want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Graag weet dat hy die een is
Ek wil so graag sê, ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid, as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees, as hy kom. Want ek word meer en meer en meer, soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê, ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees, as hy kom. Want ek word meer en meer en meer, soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. In my hart dra hy die kroon. Dat dit ook ons gebed daagliks sal wees, dat ons meer en meer soos hy sal word. Ons is God se vertoonvenster, ons is sy advertensie. Ander moet kan sien in ons handel en ons wandel, dat ons sy kind is. Hoe sien jou lewensmaat jou? Hoe sien die mense in jou huis jou? Is jy dieselfde lammetjie tuis as wat jy hier in die huis van die Here is? Of hoe tree jy op? Hoe sien jou kinders en jou kleinkinders jou? Jou kollegas by die werk? Die kassiere by 'n winkel? Wanneer ons so die pryse gesien het, dan haal ons dit maar sommer op die kassier ook uit. Selfs die petroljoggie, wat die motor vol maak, by die volstasies. En as hierdie taxibestuurder sommer net voor jou inry, hoe verander jou gemoed? Dink 'n bietjie aan hierdie vraag wat ek nou genoem het. Wat is jou reaksie? Toe ek nou hier gesing het, meer en meer soos Jesus, dan kom hierdie ander lied eintlik saam met hom, Make me holy for you. That I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May these days I have left, may I hide it in a cleft of a rock of ages, I pray, until my life is through.
Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way. May the days I have left, may I hide it in a cliff of a rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you. So others can see the way. May the days I have left, may I hide it in a cliff of a rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Holy for you. Until my life is through. Make me holy for you. Ek vra weer vir u die vraag in die begin wat ek gevra het. Waar staan u verhouding met die Here? Het u 'n verhouding met hom omdat u in 'n geestelike huis groot geraak het? Kom ons noem dit maar tradisie. Of omdat die man of die vrou die Here dien, nou dien ek hom ook? Of het jy 'n verhouding met hom omdat jy hom aangeneem het as die persoonlike verlosser en saligmaker? Die woord is baie duidelik dat u nie deur u werke die koninkryk gaan beerwe nie, sal beerwe nie, maar alleenlik as jy hom as verlosser en saligmaker aangeneem het. Kan u vir hom sê, Abba Vader, daar is niemand soos u nie. As u bid, kan u vir hom noem, Hemelvader. Is u reg vir die dag van die wederkoms? Ek kan nie vir u sê wanneer daai dag is nie. Ek kan nie vir u sê wanneer die Here u gaan kom wegneem op aarde nie. Party van ons beland op 'n siekebed en dit vat ons 'n tydjie voordat die Here besluit genoeg is genoeg. Andere van ons beweeg dalk hier uit en sakke mekaar van hartaanval. Dit gebeur in die lewe. Ongelukkig is daar nie 'n boek wat vir jou sê, die dag toe jy gebore is, het jy nie 'n boek gekry om te sê, jy gaan so en so dag tot sterwe kom nie. Die Here gee en die Here neem op sy tyd, soos wat hy wil. Hy is God. U het hierdie vraag seker al baie male gehoor. Is hy reg? Is hy reg as die Here kom haal?
En u het seker al gesê, ja, Here, ek is reg. Dan wil die Here vir u sê, hy is trots op jou. En as jy dalk hier sit vanoggend, en daar is miskien 'n twyfel in u binneste daaroor, vra ek vir u daar waar jy sit, bid nou tot die Here. Vra die Here moet jou genadig wees. Buig voor die Here, maak nie saak hoe oud jy is nie, hoe jonk jy is nie. Die Here vra nie jou ouderdom nie. Die Here vra nie jou pensioengeld nie. Die Here vra nie wat se kerk jy is nie. Die Here vra nie jou besittings nie. Die Here vra jou siel. Ek weet waarheen ek gaan. Weet u waarheen u gaan? Ek sluit af met die laaste liedjie, I Surrender All. En die lied het nogal 'n diepe betekenis. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live. I surrender all. With every step, with every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live. All my life, all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day. For you are my King, for you are my God. I surrender all. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live.